sal hy weer in die tempel sit, nadat hy die finale vredesverbond gesluit, wat nou veronderstel was om president Donald Trump te gewees het. Slagoffers en spysoffers laat ophou. Hy gaan dit afsluit. Hy maak 'n einde daaraan. Nou sê hy, by die oomblik as die verbond afgesny word, en op die vleuel van gruwels, sien jy wat staan daar? 'n vleuel is 'n ding iets wat vlieg, dit gaan vinnig gebeur. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester of 'n anti-kris wees. Met ander woorde, verbondsweek 2520 dae, gebruik nou net my hand, ons gaan later die grafieke opsit, dan gaan jy beter verstaan. 7 jaar, in die helfte van die week, volgens Daniël 9:27, 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, gaan hy die verbondsbreek. Nou wie is hy? Dit is veronderstel om Donald Trump te wees, want hy het die vredesverbond gemaak. Hy het met baie 'n verbond gesluit. Hy sê dan juist, hy het met baie 'n verbond gesluit, al die Arabiese lande en saam met Frankryk en Britannia en Europa en so kan ons aangaan en ander lande. Hy het die verbond gesluit, 52 lande. Sien wat die Bybel sê nie. Verstaan? So dan moet hy mos nou in die tempel kom sit. Kwalifiseer Donald Trump om in die tempel te gaan sit? Nee. Sal Israel toelaat, die ortodokse Jode, dat hy in die tempel gaan sit? Ek weet nie wat 'n tempel nie, want daar is nie 'n tempel nie. Om namens hulle offers te bring? Nee. Ek wil net sê terloops vir hy mag by sê, wanneer hou hulle jaarliks the atonement? Die offers vir die sondes waar die hoëpriester van 1948 af praat ek nou. Van 1948 tot nou, 2026. Wanneer het enige hoëpriester vorentoe gekom en 'n offer, naamlik die volk van Israel, gebring? Nog glad nie. Hoekom nie? Want daar's nie 'n tempel nie. Daar's klein sinagogetjies waar hulle bid en so aan en feeste hou maar daar's nie 'n tempel nie. So wat 'n tempel gaan Donald Trump sit? The Dome of the Rock. Oorlog, groot probleme. Baie groter is wat daar nou, wêreldoorlog. So wat gebeur? Slagoffers en spysoffers sal hy laat ophou en maak 'n einde daaraan. Op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester of 'n anti-kris wees. Nou kom, ek het geluister na pastoor John Hagee nou, en hy sien, want hulle moet sê dat die verbond gesluit is, dan is tot vir 7 jaar, is daar 'n groot verdrukking. Hulle het net die 7 jaar. Hulle verstaan nie Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nie. Hulle verstaan dit nie. So hy moet alles hierso indruk. Eers sê hy dat onmiddellik wanneer die verbond gesluit is, there is a rapture, and all the church will appear before the white judgment throne of God. Hy ry met sy woorde so. Verstaan? Dit kan nie wees nie. Die Bybel sê die eerste 1260 dae, volgens Daniël 9:27, is 'n tyd van vals vrede. En al my boeke sê ek, 'n tyd van vals vrede. Hoekom? Want dit is nie regte vrede nie. Dit lyk so. Hy sit in die tempel. Wie? Donald Trump? Nee. Wie? Die Rooms-Katolieke paus. Die Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17, vers 1 tot 11. Gaan kyk daarna. Hy sit in die tempel en gee voor dat hy God is. Want hulle verstaan nie wie is Jahwe nie. En hy sal naamlik Israel offers brand. En dan word die verbond gebreek. Nou as die verbond gebreek word, hierdie 1260 dae, die helfte van die week, tyd en 'n halwe tyd, dit is 'n tyd van vals vrede. Hier gebeur die wederkoms. Die bruid word weggetrek. Bruid gaan nie deur die wederkoms nie. O nee, sê daar in die boot aan die ouens, die wegraping. Ag, daai ding is so holler gery al. Dit help nie ons kom daar naby nie. En natuurlik ook Donald Trump. Nee, hy sê hierso, the rapture is going to happen when they make the covenant. Nou dan moes dit mos gebeur het toe Donald Trump die verbond gesluit het.